preek in die reeks van die skare tot 'n kudde, soos wat ek dan nou gesê het, daar in Micha 2 vers 12, waar die Here kom en hy sê, gewis sal ek jou geheel en al versamel, o Jakob, gewis sal ek vergader, die oorblyfsel van Israel, almal bymekaar bring, soos skape in 'n kraal, soos 'n kudde in sy weiveld, en dit sal dreun van mense. Weet julle, is maklik om 'n skare mense bymekaar te kry. Is maklik om mense te kry dat hulle opreg kan wees. Oorlede Pierre Spies, ek was eendag by 'n preek van hom, en hy sê, you can get 100 people, they can be so sincere, but they can be so sincerely wrong. En weet julle wat, hoekom wil die Here 'n skare 'n kudde maak? Dit is maklik om 'n skare te wees daar buite. Die Here het vir my baie jare terug, die lidmate weet dit nou al, Jesegiel 34 gegee, waar hy vir my persoonlik gesê het, Malcolm, dis my skape, ek is lief vir my skape. As jy nie na hulle gaan kyk nie, gaan ek jou wegvat. En ek gaan iemand kry wat beter is. As jy nou klaar, ek het nie by jou huisbesoek gedoen nie, is jou eie skuld. Sê amen? Of sê eina? Hoekom is dit jou eie skuld? Ek sê week na week van die kansel af, as jy 'n besoek nodig het, bel my, ek kom by jou uit, die Here weet, ek glo nog aan huisbesoek, ek wil graag in jou huis kom, ek wil graag sien waardeur jy werk, om hier te kom op 'n Sondagoggend. Dit is maklik om mekaar hier in die kerk te sien en te pretend. Dit is baie maklik. Maar ek wil graag kom daar waar jy betrokke is. Ek wil graag by jou uitkom, ek wil graag by jou besoek doen, en ons gaan die skare 'n kudde maak, ons gaan mekaar leer. Kan ek dit alleen doen? Kan ek alleen oor die 300 lidmate wat tans in die kerk is, kan ek hulle alleen hier doen? Ek het hulp nodig. En Here gaan ons help om in te skakel in die gemeente, om ons regmatige doel, dit waarvoor God ons geskape het, om dit te ontdek en dit uit te leef. Hy sê in vers 13, hy sê die deurbreker, ek hoop ons sit vanoggend hier met deurbrekers. Mense wat sê, Satan, jy het lank genoeg met my woer gespeel. Ek het 'n besluit geneem en gesê, Here, as die Satan soos Job die Satan vir Job gesê het, daar in Job 22 gaan sy vir hom aftrane, dan sê hy, sorry broer, ek sê optrane. As die Satan vir jou sê gaan links, dan sê Here, ek gaan 'n deurbreker word. Die deurbreker sal optrek voor hulle uit. Ons het deurbrekers nodig wat sê ek loop voor, wat nodig wat sê, weet jy wat? Ek wil inskakel, ek wil betrokke raak. Hulle sal deurbreek en deur die poort intrek en daardeur uittrek. Hulle koning, met ander woorde hulle leier, mag die Here gee dat ek as die leier voorloop. Die Here weet ek is nie lui om te werk nie. Partykeer dink ek werk te veel. Kom te min by die Here uit, maar prys die Here, hy help ons, hy gee ons genade. En hulle koning voor hulle uitgaan en die Here heeltemal vooraan. As die Here nie meer die middelpunt van hierdie gemeente is nie. Wat is hierdie gemeente se visie? Wat is ons visie? Soos 'n stad op 'n berg, Matteus 5 vers 14, soos 'n stad op 'n berg wat nie versteek gaan word nie. Hoe gaan ons dit doen? Johannes 15 vers 16 sê, jy en ek is uitgekies. Sê vir die ou langs jou, ek is uitgekies. Uitgekies om wat te doen? Ek het jou uitgekies en jou aangestel om vrug te dra. As jy nie vrug dra nie, sê die Bybel, kom aan 'n jaar gaan jou uitkaap. Ek en jy is aangestel om vrug te dra. God soek 'n kerk wat vrug dra. Ek het vir jou goeie nuus, jy is die kerk. Nie die gebou nie. Waar jy kom, waar ek en jy beweeg, ons word die kerk. Hoe lyk die kerk wanneer ons by mense kom? Kan ons sê, Here, ons word soos die wêreld? Of kan ons sê, jy is nie gemaak om in te pas nie. Is jy gemaak om in te pas? God het my en jou gemaak om uit te staan. Daar waar jy kom, moet ons uitstaan vir God. Dis wat hy van ons vra. Volgende gaan ons bietjie praat oor, wat beteken dit, neem jou kruis op. Het is maklik om te sê, Here, ek sal my kruis opneem. Ek sal die volg. Kom ons kyk. Matteus 16 vers 24. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verleen en sy kruis opneem en my volg. Hoe verloon jy jouself? Here, vat alles uit my lewe uit weg. Wat tussen my en God 'n skeidsmuur vorm. Dit wat ek bo God sit, dit word my God. Sê vir die Here, Here, ek verloon myself. Vader, as U nou kom en vir my 'n keuse gee en sê, wil jy sterf of wil jy God verloon? Want jy sê, Here, ek sterf eerder as wat ek God wil verloon. Om jou kruis in daai jare, as die owerheid by my of jou gekom het, en hulle sê vir my, Malcolm, hier is jou kruis. Weet jy wat het gebeur? Voor die einde van die dag, het ek aan daai kruis gehang. En dis wat God vir my en jou kom sê, neem jou kruis op. Wie is bereid om elke dag in jouself te sterf? Minder van my, meer van God. Hy sê in vers 25, Matteus 16 vers 25, want elkeen wat sy lewe wil red,
Julle weet wat doen ons, Here, ek wil nog net die lewe so bietjie geniet. Vader, ek wil U aanneem as my koning en saligmaker, maar Here, gee my nog net so bietjie kans. Ek kan nie nou met hierdie sonde los nie. Here, ek sukkel, ek kry swaar. Gee my nog net so bietjie kans. Jy weet nie wanneer hy kans gaan klaar raak nie. Nie ek of jy weet wanneer ons einde kom nie. My einde kan nou aanbreek. Het julle gedink hoe wonderlik is as ek nou in mekaar sak en die Here kom haal my? Prys die Here, man. Wie wil hemel toe gaan? Wie wil sterf? Broer, ons gaan nou bid, kom dat ons bid dat die Here jou kom haal. Ons wil almal hemel toe gaan, maar ons wil nie sterf nie. Maar wees gereed. Ek sê altyd vir ons lidmate, leef so asof jy nog lank gaan leef, maar leef ook so asof vandag jou laaste dag is. Hy sê, bereid wees om jouself te verloon. Elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal dit vind. Weet jy hoe baie mense wil inpas by die wêreld? En sê pastoor, maar om die Here te dien is bietjie boring. Is nie boring nie. Is lekker om die Here te dien. Is lekker om die Here te dien. Of jy dien die Here of jy dien die wêreld. Soos ek en jy sit, is jy op twee paaie. Die een gaan na die hemel toe, die ander gaan na die hel toe. Net jy bepaal wat jy en jy volg. Ek weet nie wat jy en jy volg nie. Ek weet wat in jou hart aangaan nie. Dit kan lyk of ek die regte pad volg. Maar ek kan dalk op die verkeerde pad wees. Hy sê lewe gekruisigde lewe. Dit beteken om elke dag opnuut te sê, Here, vat uit my lewe uit, dit wat 'n skeidsmuur tussen U en my vorm, dit wat my weghou van U af, dit wat maak dat ek nie tyd met U kan spandeer nie, wat maak dat ek nie 'n lewe van oorwinning kan lewe nie. En dan kyk ons na Lukas 10 vers 25. En daar het 'n sekere wetsgeleerde opgestaan, wat hom versoek het deur te sê, Meester, wat moet ek doen om 'n ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê, jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag. Dis die grootste gebod. En jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord. Doen dit en jy sal lewe. Wat bring vir jou lewe? Eerstens, die Here jou God lief hê. Kan jy sê, Here, U is die bron van my lewe? Ek wy myself aan U, my lewe is gewy aan U. As ek my mond oop gaan, dan gaan dit oor Jesus. Of kan jy sê, Here, nee. Matteus 7 vers 13 sê, hy sê, gaan in deur die lekker poort. Dis 'n lekker poort, die pad hemel toe is maklik. Hy sê, nee, gaan in deur die nou poort. Want breed is die poort en wyd is die pad, wat na die verderf lei. En daar's baie wat daardeur ingaan. Hoor jy wat sê hy? Volg die nou poort. Daai pad hemel toe is nie maklik nie. Dis 'n nou poort. Want die poort is nou en die pad is smal, wat na die lewe lei. En daar's baie wat dit vind. Is dit wat hy daar sê? Daar's min wat dit vind. As jy nie 'n gekruisigde lewe lewe nie. As God nie die bron van jou lewe is, jou eerste liefde is nie, gaan jy dit mis. Nie een keer gered, altyd gered nie. Jy kan nie jou hart vandag vir die Here gee en dan gaan speel op die duiwelse stoep en jy dink jy gaan dit maak nie. As jy jou hart vir die Here gee, moet jy 'n gewyde lewe vir God lewe. Dis wat hy van ons vra. Sorry. Want elkeen wat sy sorry, ek is nou op die verkeerde plek. Want elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Hoor jy wat sê hy? Hy sê nie die boom wat nie vrugte dra nie. Hy sê die boom wat nie goeie vrugte dra nie. God kom vir vrug. God kom vir vrug. As jy nie vrug dra nie, sê hy, gaan ek jou uitkaap. Dra dan vrugte wat by die bekering pas. As jy jou hart vir die Here gegee het, kan ek sien wie het al sy hart vir die Here gegee? Wat beteken om jou hart vir die Here te gee? Nou julle nog daai gedeelte wat ek baie gebruik in Johannes 3, Nikodemus is die leraar soos ek, hy is die leraar van die volk, hy kom skelm in die nag, hy sê, Here, wat moet ek doen om gered te word? Die Here sê vir hom, Nikodemus, jy moet wedergebore word. Hy sê ja in vers 3, hy sê, Here, ek kan nie aan my ma se maag terugklim nie. Here sê, Nikodemus, jy moet in gees en in waarheid gebore word, en in water gebore word. Johannes 1 vers 12 sê, almal, elkeen wat die naam van die Here aanroep, hulle wat in sy naam glo, het hy die mag gegee om 'n kind van God genoem te word. Jy moet hom aanneem as jou koning en saligmaker. Hoe neem ons hom aan? Ons het 'n redder nodig. Ons kan nie onsself red nie. Jesus het gekom om my en jou te red. In hom, sê die Bybel, het ons redding. Deur hom het ons verlossing. Sonder hom het jy niks. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. En dan sê hy,
Dra vrugte wat by die bekering pas. En moenie by julle self sê, ons het Abraham as vader nie. Want ek sê vir julle dat God mag het om van hierdie klippe kinders van Abraham te maak. Weet julle, baie mense sê, maar ek sit maar Sondag in die kerk. Pastoor, ek lees my Bybel, ek bid. Ek het Abraham as my vader, ek het 'n voorbeeld. Goeie dade bring jou nie in die hemel nie. Goeie mense gaan nie hemel toe nie. Of gaan hulle? Goeie gelowige mense. As jy nie gelowig is nie, gaan jy dit nie maak nie. Jy moet 'n gelowige goeie mens, jy kan nie net 'n goeie mens wees nie. Jy kan nie net sê, maar my ma, my pa dien die Here, nou is ek outomaties 'n kind van die Here nie. Of pastoor, ek gaan elke Sondag kerk toe nie. Met 'n verhouding met die Here hê. 'n Verhouding, dis wat God wil hê, is 'n verhouding. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom dan wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. God sê ek, onthou julle daai vrye boom, die Here sê ek kom aan 'n jaar, as ek nie vrug sien nie, gaan ek jou uitkaap. God wil hê ek en jy moet vrug dra. Mense gaan verlore elke dag. Wat doen ek en jy? Is dit net die pastoor se werk? Of is dit 'n kind van die Here se werk om te sê ons maak 'n verskil daar buite? Ons is aangestel om vrug te dra. Hier sê hy, die byl lê al teen die boom. Hy sê in Matteus 7 vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit doen. Hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Hy sê nie ons gaan nie storms hê nie. Hy sê nie ons gaan nie aanvalle hê nie. Hy sê maar as die storms kom, as die winde waai en hy waai teen daai huis, sal hy bly staan. Hoekom? Omdat sy fondament op die rots Jesus gebou is. Daar's geen ander fondament as Jesus nie. Hy is die hoeksteen. As die hoeksteen nie meer in jou lewe is, het jy moeilikheid. Vers 25. En die reën het geval en die waterstroom het gekom en die wind het gewaaid en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie. Want sy fondament was op die rots Jesus. Weet jy, jou kruis op te neem, raak jy ontslaaf van alles wat tussen jou en God staan. Die Here kom vir 'n bruikbare mens. Ons praat vanoggend daaroor. Wys my iemand wat lui is. Hy het nooit tyd om iets vir die Here te doen nie. Maar wys my iemand wat besig is, hy het altyd tyd. Jy kan hom enigiets vra, hy het altyd tyd. 'n Lui mens kan die Here nie gebruik nie. Die Here soek iemand wat vrugbaar is. Romeine 8 vers 9 sê, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. Julle sien ons gebruik mos altyd daai verskoning, pastoor, maar ek is net 'n mens. Hy sê, jy's nie in die vlees nie. Al is jy in die vlees. Dit is maklik om te sê ek is net 'n mens. Dit is maklik om te sê die Here ken my hart. Weet jy, God ken jou hart. Maar ken jy sy hart? Sy hart is sy woord. As ek en jy sy hart ken, dan volg ons daai woord. Dan doen ons wat daai woord sê. Dan sê ons, Here, dis nie meer ek nie. Minder van my, meer van U. Dan sê hy, as naamlik die Gees, julle is in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Ons is 'n gees met 'n siel binne in 'n liggaam. Waar lê ons probleem? In ons sielsdimensie. Die sielsdimensie is jou gedagtes, jou emosies. Dit beheer jou. Dit het 'n impak op jou liggaam. Jou gees het 'n impak op jou liggaam. Jou siel het 'n impak. Dit gaan dit of beter maak of slegter maak. Wat laat jy in jou gees toe? Waarmee vul jy jou hart? Waarmee vul jy jou gedagtes met God se woord of met die wêreld? 2 Korintiërs 5 vers 1 sê, want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Waarvoor gebruik jy hierdie gebou? Terwyl jy in hom leef. Hierdie tentwoning, die Bybel sê hierdie is 'n tentwoning, hy kan nie vir ewig lewe nie. Hy het 'n expiry date soos hulle sê. Hy het 'n datum, 'n vervaldatum. Ons weet nie hoe lank en wanneer hy gaan verval nie, maar as hy verval, is dit nie die einde nie, dan is dit die begin. Dan is dit die begin van die ewige lewe. As jou tentwoning afgeblaas is, jou gebou by God reg, kan jy sê, Here, ek is op pad hemel toe, of jy sê, Here, los my nog so bietjie. Jy weet nie hoe lank jy nog gelos kan word nie. Romeine 8 vers 13 sê, as jy na die vlees lewe, sal jy sterwe. Maar as jy deur die Gees die werke van die vlees, van die liggaam doodmaak, sal ons lewe. Jy sien, dis gees teen vlees. Die vlees begeer teen die gees. Hy sê in vers 16, almal wat deur die Gees van God gelei word, is kind van God. As jy skinder, word jy deur die Gees van God gelei. As jy slegte taal gebruik, word jy deur die Gees van God gelei. As jy die hele tyd neerslagtig en depressief is dit die Gees van God? Nee. Gees van God is opbouend. Jesus sê, ek stuur die Heilige Gees om altyd by julle te wees. Hy sal julle oortuig van die sonde, van die weg, van die waarheid en van die lewe. Dis sy werk.
1 Tessalonisense 5 vers 23 sê, en mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam, geheel en al, onberisplik bewaar word tot by die wederkoms van die Here Jesus Christus. Is dit nie wonderlik, die God sê, die Heilige Gees moet ons bewaar, dat ons reg bly. 2 Korintiërs 3 vers 3 sê, omdat julle duidelik 'n brief van Christus is jy 'n brief van Christus? Wat sien mense as hulle na jou kyk? Omdat julle 'n brief van Christus is, deur ons diens berei, geskrywe nie met ink, maar met die Gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op vleestafels. Los jy 'n merk, maak jy 'n merk in iemand se lewe, of los jy 'n letsel? Ek en jy is 'n brief geskryf waarna die wêreld kyk. Die wêreld sien Christus in jou of hy sien hom nie in jou nie. Ek en jy is aangestel sodat Christus deur ons kan lewe. Paulus skryf in Galasiërs 3 vers 3, hy sê, is julle so onverstandig? Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle met die vlees. Hoe baie mense kom en sê, pastoor, onthou jy daai tyd het ek dit vir die kerk gedoen. Hier sê Paulus, jy het in die Gees begin, maar jy het met die vlees geëindig. Maar nou sien ons kwaad. Jy weet ons baie mense raak ons gou kwaad vir die kerk. Jy kan vrot goed daar by Spar koop en as jy ongelukkig môre is jy weer terug. Maar laat jy net in die kerk nie reg behandel word nie. Hardloop ons mos. Jy gaan nie die regte kerk kyk en weet jy hoekom? Wie soek 'n perfekte kerk? Al wil jy die perfekte kerk gaan kry, as jy perfek is. Nie een van ons is perfek nie. As jy by my foute soek, die Here weet jy gaan vir hulle kry. Jy gaan vir hulle baie kry. Maar moenie jou oë op my sit nie, sit jou oë op die Here. Fokus op die Here. Die Here, wat het sê daai skrif, die Here heeltemal voor. Hou jou oë op die Here, moenie jou oë op die mens sit nie. Die mens gaan jou laat struikel. Galasiërs 5 vers 16 sê, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die werke van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Wat is die werke van die vlees? Hoor wat sê hy. Is dit net ouens wat gay is? Of is dit net prostituie? Ons mos altyd sit hulle mos aan, ek praat dit nie goed nie, maar ons sit hulle mos altyd aan die klok en hang ons hulle daarbo. Ek en jy het ook sonde. Hoor wat sê hy. Oorspel, hoerery, onreinheid. Wat is ongebondenheid? Ongebondenheid as jy nie kerk toe kom nie. As jy sê, pastoor, ek hoort nêrens nie, ek volg my eie kop, jy wip jou by jou kerk, dan gaan jy maar nie na die volgende kerk toe. Dan kom jy by daai kerk, as dit nie weer goed genoeg nie, dan gaan jy nie meer na die volgende kerk toe. Dis ongebondenheid. Jy moet iewers hoort. 'n Ou wat nie hoort nie is 'n oop teken vir die duiwel. Gaan kyk bietjie, wat doen 'n leeu met 'n trop buffels? Hy kyk na die swakste een, hy kyk na die ene wat nie goed genoeg is nie, hy kry hom een kant. Duiwel doen dit met ons, hy kry jou een kant. En as jy jou een kant gekry het, dan is dit nag. Dan loop hy met jou, speel hy met jou woer. Afgodery. Wie aanbid afgode? Jou TV is 'n afgod, as jy hom bo die Here stel. Jou kinders kan 'n afgod word. Kan kilometers agter die kinders aanry, maar sê, kom ons sê ons hou 'n bid hier. Nee, pastoor, ons het nie tyd nie. Maar ons het tyd aan ons kinders. Afgodery, enigiets wat jy bo God sit. Maak nie saak wat dit is nie, dit word 'n afgod. Towery, vyandskap, twis. Weet jy, twis mense maklik? Jaloersheid, toornigheid, naaiwer. Naaiwer is ook maar afguns en jaloesie. Tweedrag, partyskap. Ons kies mos kante, want daai ou, julle weet mos, ek hoor mos altyd die pastoor, hy like daai ou, want hy gee baie tiendes. Vat hy sy part. Nie in hierdie gemeente nie. Jy kan al die tiendes in die wêreld gee, maar as jy nie reg is nie, gaan ek jou aanvat. As ek nie reg is nie, kom praat met my, kom sê vir my, pastoor, jy is nie reg nie. Ons moet mekaar help, ons moet mekaar opbou. Afguns, moord, dronkenskap, brassery. Weet jy wat is brassery? As jy eet dat jy na rand nie meer kan opstaan nie. As jy lief is vir kos, as kos jou gedagtes die hele tyd begeer, dis brassery. En dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek vroeër gesê, dat die wat sulke dinge doen, Koninkryk van God nie sal beerwe nie. Koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die Gees. Hoor jy wat sê hy? 'n vrug. Al daai 9 is 'n vrug. Is nie vrugte nie, jy moet al 9 hê. Is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Gelukkig ek het al 9. Ek is perfek. Die Here weet, niemand is perfek nie. Kom ons strewe. Sê Here, help ons. Die eerste een wat sê, Here, begin by my.
Esegiel 33 vers 11 sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, gewis, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie. Kan ek sien, weet julle wat, ons dink ons altyd 'n goddelose is net iemand wat nie in God glo nie. Is dit waar? Ek en jy kan 'n God glo, maar ons kan goddeloos handel. Godloos, met ander woorde, jy ken God, jy weet van God, maar jy lewe sonder hom. Ons het hom elke dag nodig. Hy sê goddelose. Maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe, dan bemoedig hy ons. Hy sê bekeer julle van julle verkeerde weë. Waarom tog wil jy sterwe, o huis van Israel? En jy mensekind, sê aan die kinders van jou volk. Wat moet ons vir die kinders van jou volk sê? Die geregtigheid van die regverdige sal hom nie red op die dag van sy oortreding nie. En aangaande die goddeloosheid van die goddelose, hy sal daardeur nie struikel op die dag sy hom van sy goddeloosheid bekeer nie. En die regverdige sal deur sy geregtigheid nie kan lewe op die dag sy sondig nie. Met ander woorde, ek en jy het een reg. En dis Jesus. Niks anders gaan jou reg voor God gee, behalwe Jesus, waarin jy geglo het, waarin jy bely het, en waarin ek en jy hom gevolg het nie. Dis net Jesus Christus. En dan sluit ek af met hierdie gedeelte in Job 22 vers 21. Hy sê, sluit tog vriendskap met hom. Met ander woorde, kry jou saak met die Here reg. Sê Here, 'n vriend, weet jy hoe lyk 'n vriend? Is iemand wat gereeld met mekaar kontak hê, anders word hy net 'n kennis. Sluit tog vriendskap met hom, sodat jy vrede kan hê. En as jy dit doen, hy sê daardeur sal goeie dinge oor jou kom. Stel God met ander woorde eerste, dan verander jou hele lewe as jy God eerste stel. Neem tog uit sy mond onderrig aan en lees sy woorde in jou hart. Jy sien as hy sê, lees tog in sy mond onderrig aan. Lees die woord. En as jy die woord hoor, begin die woord te doen. As jy tot die Almagtige terugkeer, sal jy gebou word. As jy die onreg verwyder uit jou tent, jy sal tot hom bid, hy sal jou verhoor, en jy sal jou geloftes betaal. En dan sê hy 'n mooi ding, hy sê besluit jy iets, dan kom dit tot stand, en oor jou weë skyn 'n lig. As jy tot God terugkeer en jy vra hom iets, wat sê hy? Besluit jy dit nog net, dan gebeur dit, dan word dit 'n waarheid, maar jy moet God eerste stel. As ons voor die Here gaan staan, gaan ek en jy 'n loon kry. Weet jy dit? Vir wat jy in hierdie liggaam gedoen het. Jy gaan 'n loon kry, en ek sluit af na die laaste skrif, is 2 Korintiërs 5 vers 10. Ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy in hierdie liggaam verrig het, goed of sleg. Ons gaan voor die Here staan en gaan hy vir jou sê, jy het hierdie woord vanoggend gehoor. Het jy jou hart verhard en kwaad geword en gesê, die pastoor preek ons alweer in die hel in met sy oordeel? Dis God se woord. Johannes 12 vers 48 sê, daar's een wat my en jou in die laaste dag gaan oordeel, is die woord, sy geskrewe woord. Vra die Here vanoggend, Here, wat in my lewe moet ek verander? Wat is daar, Here, wat ek kan verander? Weet jy, God het my en jou so lief. Hy gee vir ons die woord, sodat ek en jy dit kan hoor en iets staan doen. Hy gee nie die woord om jou te oordeel nie, hy gaan jou nie oordeel nou nie. Hy gaan jou eers oordeel as die oordeel plaasvind as jy sterf, maar jy het nou 'n kans. Ek en jy het nou 'n kans om te sê, Here, help ons. Wie wil net saam met my staan en sê, Here, begin by my. Ek sê eers een wat sê, Here, begin by my. Ek wil net 'n beter verhouding met U. Ek vra U om my te help. Bertus, jy kan vorentoe kom. Ek vra U, Here, begin by my. Maak my sterker. Gee vir my meer krag. Lei my in die waarheid. Vader, en as U dan vanoggend met my gepraat het, laat ek doen wat U sê. Laat ek nie net hoor nie, maar laat die woord van God my vorentoe dra. Laat ek net nog sterker word. Vader, baie, baie dankie vir U woord. Here, ons het vanoggend die voorreg gehad om U woord te hoor. U woord sê, elkeen wat hierdie woorde hoor en dit doen, sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Here, help ons. Ek sê eers iemand vanoggend vra, Vader, begin by my. Stroop my van alles wat 'n skeidsmuur tussen U en my vorm. Elkeen wat gestaan het vanoggend, elkeen wat in sy hart bedoel en sê, Here, help ons. Ons wil verander. Ons wil nie wees soos gister nie. Ons wil, wanneer ons tot bekering gekom het, dra vrugte wat by die bekering pas. Ons wil vrug in ons lewe. Help ons, Here. Miskien is ek 'n onderwyser en gebruik U my daar. Miskien is ek, Here, 'n tandarts of 'n apteker of maak nie saak nie. Dalk is ek net 'n straatveer. U gebruik ons oral waar ons kom. Daar waar U ons geplaas het.
daar moet ons vrug dra. Maak nie saak waar jy geplaas is nie. God het ons daar geplaas om vrug te dra. Here, dankie. U help ons. Dankie vir die goedheid en die guns. Dankie vir die genade. Verdaag ons vanoggend in die liefde van Jesus Christus. As ons hier uitbeweeg, dat ons weet, ons gaan nie alleen nie. En ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons gaan 'n laaste liedjie sing. As daar iemand is, as jy gebed nodig het, as jy